Dit is 8 dae na Jesus se eerste verskyning aan sy disippels na sy opstanding. Hierdie keer is Thomas by. Hy kry die geleentheid om aan Jesus te raak en dan sy baie bekende reaksie, sy belydenis. Ek dink Thomas was op sy knieë toe hy dit verklaar, dalk nog met een van Jesus se gewonde hande in syne. My Here en my God. Hierdie woorde vorm een van die duidelikste belydenisse van Jesus se goddelikheid in die hele Nuwe Testament. Dit is nie bloot 'n uitroep van verbasing nie, maar 'n persoonlike oorgawe aan die heerskappy van Christus. Die titel Here, Kurios in Grieks, is betekenisvol. In die Griekse vertaling van die Ou Testament word hierdie woord gebruik om die naam van God, Jahwe, mee te vertaal. Wanneer Thomas Jesus as Here aanspreek, erken hy dus sy goddelike gesag. Daarmee saam natuurlik ook sy hernuide toewyding aan Jesus as die Here van sy lewe. Paulus bevestig die sentrale plek van hierdie belydenis wanneer hy in 1 Korintiërs 12 vers 3 skryf: Niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Deur Jesus dan ook nog as my God te bely, sluit Thomas aan by die evangelie van Johannes se opening in hoofstuk 1 vers 1. Die woord was by God en die woord was self God. En dan natuurlik in vers 14 waar hy skryf, die woord het mens geword. Hierdie belydenis bevestig dat Jesus nie net 'n groot leermeester is nie, maar werklik God wat mens geword het om ons te verlos. Ware geloof is altyd persoonlik. Thomas sê nie net die Here of die God nie, maar my Here en my God. Hierdie persoonlike dimensie van geloof word ook beklemtoon in Galasiërs 2 vers 20, waar Paulus getuig van sy verhouding met Christus, wat hom liefgehad en homself vir hom oorgegee het. So het Dawid ook bely onder andere in Psalm 38 vers 16, Ek vertrou op U Here, U sal antwoord, Here my God. En uit die aard van die saak is dit ook Jesus se ingesteldheid teenoor ons, soos hy dit stel in Johannes 10 vers 27, My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. En in Johannes 15 vers 15, waar hy teenoor sy disippels verklaar dat hy hulle sy vriende noem. 'n Ontmoeting met die opgestane Christus lei altyd tot transformasie. Dit is lewensveranderend. Soos Thomas word gelowiges geroep om nie net intellektueel te glo nie, maar om hulle hart en hulle lewens volkome aan Christus oor te gee. Gaan bevestig dit gerus by Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is ook my Here en my God. Help my om hierdie waarheid elke dag te leef en my lewe te leef volkome aan U oorgegee. Amen.